Here, ons kom vanmôre en ons sê vir U so baie dankies. So baie dankie, Here, wil ons vanmôre aan U voorlê. Here, tekort aan woordeskat maak dit ons nie eintlik kan sê eers wat ons harte voel nie. Maar Here, ek is so dankbaar dat U die hartekenner is, dat U die gedagtekenner is, dat U ons kan sien van binne en van buite. So sien dan vanmôre ons dankbaarheid, Here, dat ons aan U kan behoort. Dat ons U kinders is en U ons Vader is. U wat ons by die naam geroep het. U wat ons gered het deur genade. Dankie daarvoor. Dankie, Here, dat die prys wat ek veronderstel was om te betaal, is reeds betaal deur die Seun Jesus Christus. Dankie, Here, dat ons dan ook vanmôre op hierdie punt kan kom om net te sê, I surrender all. Dankie, Here, vir die naam wat ons kon grootmaak deur ons lof en aanbidding. Dankie, Here, vir die kosbare oomblikke wat ons gehad het. My gebed is, Here, dat U hierdeur elke hart sou aanraak vanmôre. Elkeen wat behoeftig is vanmôre, Here, dat U sal onderneem dat die rykdom van U genade deur Christus Jesus, ons se Here, en elkeen van hulle se behoeftes. Maar Here, nou is dit ook ons gebed van ons hart, dat U ons geestelike behoefte vanmôre sal kom vul, terwyl ons U woord gaan bedien. Here, mag ons gevoed word daardeur, mag ons aangemoedig word daardeur vanmôre, aangespreek word daardeur, soos wat dit veronderstel is om te wees. Dis my gebed in Jesus naam, en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Geliefdes, ek glo 'n gesprek wat oor die laaste paar weke in elke huishouding plaasgevind het wat op een of ander vorm van sosiale media het. Dink ek is hierdie gesprek oor die uitlating wat Dani Botha gemaak het rondom die wegraping wat gaan plaasvind op die 23ste en 24ste September. Dit is Dinsdag en Woensdag hierdie week wat kom. Nou, ek verstaan iets nie lekker nie, want volgens my Bybel sê die woord in 'n oomblik en 'n oogwink se tyd gaan ons weggevat word. Dit lyk my dis 'n 2 dae proses wat gaan plaasvind as ek so na die besigheid luister. En ek vermoed amper omrede hierdie dan nou ons laaste Sondag is wat ons dan nou hier gaan wees. Vermoed ek dat almal het met die opwagting gekom of verwagting gekom dat ek so 'n bietjie gaan gesels oor Dani Botha se uitlating. Nou, kind van die Here, ek jammer om u teleur te stel, ek gaan nie. Die rede daarvoor is dat ek sien geen nut daarin om enigstens enigiets daaroor te sê waar rondom iets wat die woord baie duidelik oor is nie. Maar jy sien, kind van die Here, die vraag word gevra, gaan die wegraping nou Dinsdag en Woensdag plaasvind? Die antwoord wat ek vir wil gee is, ek weet nie. Die wegraping kan enige dag plaasvind. Maar ek dink ons vra die verkeerde vraag. Ek dink ons vra die verkeerde vraag as ons hierdie vraag vra van, is dit Dinsdag en Woensdag wat die Here gaan kom om sy kerk weg te raap? Ek dink die vraag wat ons nodig het om te vra is, wanneer die Here gaan kom, is ek gereed om te gaan? Ongeag wanneer dit is. Ek was 'n seentjie gewees van 7 jaar oud. Toe word ek al bekend gemaak van, Oujaarsdag kom die Here. Dis 45 jaar gelede. Ek wag nog steeds. U sal onthou ek hier met die draai van die millennium hier van 1999 oor na 2000 toe. Daai was groot stories gewees.
Middernag, Oujaarsdag, 31 Desember 1999 gaan die bassein blaas. Gedurig word daar vir hierdie goeie voorspel. Die bekommernis wat ek egter het oor hierdie voorspelling, is dat hoeveel mense keer weg van Christendom af, juis as gevolg hiervan. Maar ek wil nie daaroor praat vanmôre nie. Ek wil vanmôre praat oor as die bassein oor 'n minuut gaan blaas, gaan u reg wees om te gaan. Of as hy Dinsdag wel gaan blaas, of Woensdag. Ek weet nie wanneer ons beurt gaan kry nie, miskien is die noordelike halfrond die 23ste, die suidelike halfrond die 24ste, ek weet nie. Hoe dit ook al sê, die vraag is, gaan ons reg wees? En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor geloof, maar nie, glad nie geloofsvertroue nie. As die Here se wil daarby is en hy vertoef om te kom en ons nog volgende week hier is, dan sal ek miskien 'n bietjie oor geloofsvertroue gesels. Maar vandag dink ek in die lig van die tyd waarin ons lewe en ook dit wat op elke lip is deesdae, gaan dit goed wees om so 'n bietjie te gesels oor ons geloof, en ek meen meer spesifiek ons geloof in God. Ons godsdiens, ons verhouding met die Here. Dis die ding wat ek dink ons vanmôre so 'n bietjie maar moet aandag aan gee. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, geliefdes. Ek is nie teen die feit dat hy Dinsdag kan kom nie. Hy kan. En ek sal like as hy Dinsdag kan kom. Ek sal like as hy vandag kan kom, want 'n Maandag is 'n sleg dag. So ek sal like dat hy vandag kan kom. Ek sal like dat hy so gou as moontlik kan kom. So moet onder geen omstandighede my verkeerd verstaan nie. Ek probeer nie die wegraping wegpraat nie. Die wegraping gaan plaasvind. Dit kan ek u verseker. En 'n ding wat ek u ook kan verseker, is dat dit is nie meer lank nie. Verseker, want die tye is daar, die dinge gebeur soos wat die woord dit voorspel. So ek is definitief onder geen omstandighede gekant daarteen nie. Ek is meer bekommerd oor die feit hoekom mense nou skrikkerig begin raak. Hoekom nou? Dit sê vir my dat u is nie gereed nie. Ek sê u, as ek sê u, praat ek nie van u wat hier sit nie. Sulkes, verkeerde woord gebruik. Dat sulkes nie gereed is om te gaan nie. As almal nou in rep en roer is en ons moet nou dinge agter mekaar kry want die Here gaan ons Dinsdag kom haal. Ek wil amper so ver gaan deur te sê dis te laat. Want jy doen dit vir die verkeerde redes. As jy wil saamgaan met die wegraping om nie in die hel op te eindig nie, verkeerde rede. Gelukkig vir genade, daar is nog tyd. Yes. Maar ek is meer bekommerd oor hoekom mense nou ewe skielik, want dit sê vir my, tot op hiertoe is daar nie geloofsekerheid nie. En ons het nodig om geloofsekerheid te hê. Ons het nodig om te weet dat ons is waarlik kind van die Here. Blaai saam met my na Amos, die 6de hoofstuk. En ek gaan die eerste 14, hy het net 14 verse. Ek gaan die hele Amos 6 vinnig vir u lees onder die tema hoe eg is ons geloof. Amos hoofstuk 6 vers 1. Wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria, die vernames van die eerste onder die nasies na wie die huis van Israel kom. Trek deur na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne. Is hulle beter as hierdie koninkryke? Of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? Julle wat die dag van onheil ver afstel en die setel van geweld nader skuwe, wat op die bedde van u voor lê, en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet. Wat liedjies sing met begeleiding van die harp. Wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink.
wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreeking van Josef bekommer nie. Daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal 'n eind kom aan die rumoerige gejubel van die leegleers. Die Here het by homself gesweer, spreek die Here, die God van die leerskare, ek het 'n afskuw van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. En as daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat dit in die agterste vertrekke is, sê, is daar nog iemand by jou? En hy antwoord nee, dan sal die eerste sê, bly stil, want dit is nie gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Want kyk, die Here gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop, en die klein huis tot splinters. Kan perde draf op rotse, of kan 'n mens met osse daarop ploe? Dat julle die reg in gif, dat julle die reg in gif verander, en die vrug van geregtigheid in wilde als? Julle wat bly is oor 'n nietige ding, wat sê, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie. Want kyk, ek gaan teen julle, o huis van Israel, 'n volk opwek, spreek die Here, die God van die leerskare, en hulle sal hulle verdruk van die ingang na Hamat af, tot by die spruit van die vlakte. Net tot sover. Kind van die Here, wanneer hierdie ding is nou regtig nie vir my baie nou nie. Moet ek sagter praat dalk? OK. Wanneer daar konsert gehou word, ek dink almal van julle het al konserte bygewoon, daar klink en vir my sommer beter. Wanneer 'n mens konsert hou, en jy sit in die gehoor, en jy kyk na hierdie verhoog wat opgemaak word, en jy sien hierdie geweldige groot stad, en hierdie geweldige mooi gebou, en hoe die mense daar in en uit beweeg, daardie geboue wat daar op die verhoog is, noem ons dekor, dis ons nou nie regte geboue nie. Gewoonlik is dit vooraansigpanele wat met stitte regop gehou word, so in die agterkant. So kan 'n mens die mooiste en die grootste geboue op die verhoog laat staan maak. Maar wanneer 'n mens by so 'n skyngebou instap, ontdek jy dat dit nie stene is nie, dat dit ook nie beton is nie, maar dis net geverfde karton wat hierdie kantige geboue voorstel. En weet jy, so lyk ook die godsdiens, die etiek, die lewe van baie mense in ons dag. En kind van die Here, ek het baie spesifiek besluit om hierdie gedeelte te gebruik, omrede dit so van pas is in ons hedendaagse godsdiens vandag. Die mens lyk op die oog af pragtig. Die mens lyk op die oog af 'n groot Christen. Mooi kind van die Here. Maar dis net op die oog af. Uiterlik mooi en selfs baie welvarend, maar innerlik is daar niks. Dis leeg. Dis straattonele van vals voorkomste. Min integriteit. Min tot geen trots nie. En min tot bittermin waardes in die lewe. Selfs gelowiges doen mekaar in. Hulle bewerk mekaar se ondergang. Hulle praat kwaad van mekaar. Hulle lewe in onvrede. Hulle buit mekaar uit. Van buite blink dit, maar eintlik is soveel mense se lewens binnekant dol leeg. Dekortonele. Geverf op niks, maar niks beter as sommer net karton nie. En nou sê Amos, dit is hoe die mens van Israel in sy tyd, hoe hy hulle beleef het. Soos hy hulle beleef het op daardie tydstip, en God hierdie uitspraak gemaak het, so is dit in vandag se tyd. Kyk maar na die gemiddelde deursnee Christen. Kyk maar op die media na die Christen, hoe daar opgetree word. Terug na Amos toe, dit was 'n tyd van vrede. Oral was die tekens van voorspoed te sien gewees.
Mense het na hulle heiligdomme gestroom en hulle het offers gebring. Op godsdienstige wyse het hulle optimisties fees gevier. Maar onder die offers en die feeste, onder die uitspattige uiterlike was daar 'n dodelike sweer gewees. In die mooi huise van gekapte klip was daar geweld en verwoesting wat daar weggesteek was. Arme mense is verdruk en verontreg deur die ryk en die invloedryke mense. Omdat reg en geregtigheid in hulle lewens ontbreek het, was hulle godsdiens maar leeg gewees. En dit was totaal en al onaanvaarbaar voor God. Valse voorkomste aan die orde van die dag. Hulle het als net van die beste gehad. Die kop en die end van hulle beddens was met ivoorinligwerk afgewerk gewees. Die vrouens het bedags uitgestrek en lui lekker op die rusbanke gelê. Hulle het hulle ooreet aan die lamsvleis en die kalfsvleis. Dit het goed gegaan. Dit het lekker gegaan, man. Hulle het wyn gedrink uit die offerkomme en hulle lywe ingesalf met uitsoekolies en van die môre tot die aand is daar liedjies vir die harpe gekomponeer. Maar agter al daardie vertoon het daar baie onreg en valsheid plaasgevind. Mense wat gemaak het asof reg verkeerd is en asof geregtigheid 'n bitter ding was, sê Amos. En weet jy wat, kind van die Here het dit alles raak gesien. En hy het van alles geweet, hoe hulle liefdeloos van arme mense hulle slawe gemaak het, en hoe hulle eie volksgenote en medegelowiges uitgebuit en ingedoen het. En so praat hierdie profeet Amos dan met hulle. Hy kla hulle aan in die naam van die Here. En hy sê vir hulle, elende wag op julle. Julle maak of julle so godsdienstig is. Julle roem daarop dat julle die uitverkore volk van God is. Maar julle moet onthou, perde kan nie op 'n klipplaat galop nie. Een van die ander vertalings stel dit ook so mooi. Hy sê, en met osse kan 'n mens ook nie die see omploeg nie. Met ander woorde, daar is dinge wat nie mag nie en dinge wat nie kan nie. Een van daardie dinge is, voor God kom mens nie weg met hooghartigheid en hoogmoedigheid nie. Dis die een ding wat hy verafskie, is hoogmoedigheid. Jy sal almal onthou, dis die rede hoekom Satan tot 'n val gekom het, is as gevolg van hoogmoedigheid. Hy straf dit met die swaarste strawwe. Gaan lees maar gerus bietjie deur Openbaring. En vir Israel beteken dit net een ding, ballingskap, om alles te verloor wat hulle gehad het. Jy kan dit ook maar gaan lees in Openbaring hoofstuk 18. Kind van die Here, ons leef ook in 'n wêreld wat ingesluk word deur 'n totale ongeregtigheid. Hoe mense wat hulle self as gelowig beskou, die waarheid vir die leuen verruil het. Hoe kerkmense mekaar in die sakewêreld inloop. Hoe Christene in hulle huise en huwelike teenoor mekaar optree. Skoon tog. Valse voorkomste wat voorgehou word, dekortonele, geverf op karton. Mense se lewens is soms so leeg en so arm, soms so vals, so oneg en so skyn. Jy sien die vooraansigpanele word ten alle koste met stutte reg opgehou, soos die dekor op 'n verhoog. En dan probeer hulle alles regverdig deur te sê, ag wat, almal doen dit. Of ag wat, almal praat deesdae so. Dit is korrek so, ja. Almal doen miskien dit deesdae so. Almal praat miskien dalk maar eendag so, maar dan gaan jy maar net soos hulle ook almal lekker in die hel eendag beland. Kind van die Here, die sogenaamde almal wat dit doen, mag tog nooit die norm word waarteen ons gemeet word nie. Dit is soos om op 'n dryfsand te wees en te probeer watertrap in dryfsand. Jy gaan net vinniger en vinniger sink. Perde kan nie op 'n klipplaat galop nie en met 'n span osse kan jy nie die see omploeg nie, sê Amos. Verkeerd kan nooit reg wees nie, al doen almal dit. Dit maak nie saak nie. Verkeerd is verkeerd en reg is reg. Daar is tog net een norm en dit is die waarheid van God. Dit is sy woord.
Kind van die Here, Amos kom hang ook vandag voor jou en vir my 'n spieël. 'n Spieël wat dalk vir ons ongemaklik mag voel om in te kyk. Hy peper ons met vrae oor die diepte van ons eie godsdiens. Hy looi ons met sweepslae oor die integriteit waarmee ons leef. Hierdie boodskap van hom aan Israel en ook ons vandag is 'n boodskap vol felle kritiek op die mensdom. En dit is 'n toets vir elkeen van ons eie geloof, ons eie godsdiens, ons eie verhouding met die Here. Vir sy volk het hy gesê, bekeer julle, of julle kan die geweld van God se oordeel te wag te wees. Maar in hierdie vingerwysing van die profeet is daar ook 'n boodskap van hoop wat opgesluit lê daarin. Hoop vir elkeen wat opreg na die wil van God vir sy lewe soek. Geliefdes, ons moet hierdie boodskap van Amos baie ernstig opneem. Ons moet na die wil van God vra en dan dit eenvoudig ook uitvoer. Die tyd waarin ons lewe is 'n tyd waar die seentjies besig is om haas uit te loop. Die horlosie staan nie stil nie. Hy bly aanskuif. Ons het nodig om ons eie verhouding met die Here te begin ondersoek. Is ons opreg in ons verhouding met die Here? Of lei ons aan daardie selfde situasie soos die volk gehad het in Amos se tyd, waar hulle reg lyk? Ons moet begin haat wat verkeerd is en ons moet begin lief hê wat goed is. Ons moet opkom vir dit wat reg is. In Christus, kind van die Here, is ons tog nuut gemaak en het ons die ongeregtigheid van hierdie wêreld oorwin. Ons moet in opregtheid lewe, die stitpale uitruk en die valse voorkomste afbreek. By die waarheid moet ons bly en in liefde en nederigheid teenoor mekaar moet ons begin optree. Die kruks van die saak is, kind van die Here, jy kan maar sê hoe diep gelowig jy is, soveel as wat jy wil. Jy kan Sondag vir Sondag in die kerk sit. Jy kan die mooiste prentjies skilder voor mense wanneer dit kom by jou Christendom. Maar die manier hoe jy ander mense hanteer, is dit wat jou gaan weggee. Want hierdie hele aanklag teen Amos, of teen die volk, in Amos se tyd, gaan juis oor dit wat hulle teen ander gedoen het. Kwaad met kwaad vergeld. En, al daai dinge wat daarmee gepaard gaan. Kind van die Here, wanneer ons onsself skuldig bevind in daardie opsig, dan kan ons weet, gaan ons nie reg wees, as die bassein gaan blaas nie. Want wat sê God in sy woord? Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele krag, siel en verstand. En die tweede hieraan gelyk, nie minderwaardig nie, hieraan gelyk jou naaste soos jouself. Die tyd waarin ons lewe is min. Die tekens is daar. Kom ons gaan bevestig dit gou-gou. Kom ons kyk wat sê Paulus aan Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 9. Hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloosheid, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arm vroue gevange neem, wat met sondes belaai is en deur allerlei begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir hulle almal duidelik wees,
soos ook die van daardie manne geword het. Kind van die Here, keer weg van mense, soos wat Paulus dit hier beskryf. Keer jou weg van hulle. Moet jou nie met die semels meng nie, want dan gaan die varke jou opvreet. Steek jou hand in eie boesem. Ondersoek jou saak, jou verhouding met die Here. Is jy daar waar jy moet wees? Is jy daar om vir mense te bedien? God se evangelie te bedien? Of is jy daar vir jou eie gewin? Kom ek sluit af. Miskien spreek die boodskap van Amos vandag dalk vir u aan. Miskien dalk nie. Maar as dit wel u aanspreek, wil ek vir u vanmôre sê, maak reg met die Here. Laat daar die masker wat jy voorhou, laat hom val. Wees eerder erkentlik met betrekking tot jou tekortkominge en bely dit voor die Here en verander jou leefstyl om hom te behaag. Onthou in elk geval, hy sien in elk geval wat hier binne aangaan. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Die boodskap staan vas. Die dag van die Here is voor die deur. Of dit nou 23 en 24 September is, en of dit 28 April volgende jaar is, of wanneer dit ook al mag wees, die boodskap van die Here staan vas. Die dag van die Here is voor die deur. En alhoewel ons nou nog in hierdie genade tydperk lewe, anders as Israel, wat onmiddellik weggevoer is in ballingskap, hulle het onmiddellik hulle straf ontvang, gaan daar ook 'n dag kom, in hierdie genade tydperk, wanneer dit op 'n einde gaan kom, en dit te laat gaan wees. Wees opreg in jou geloof, wees eg in jou geloof, jou godsdiens, jou verhouding met die Here. Kind van die Here, daar is nie meer tyd om kerk te speel nie. Daar is nie meer tyd om jou persoonlike tyd met die Here te verwaarloos nie. Daar is nie meer tyd om voor te gee nie. Daar is nie meer tyd om jouself besig te hou met ligsinnighede nie. Die tyd van die Here is hier. Indien u die boodskap vir u nie regtig aanspreek nie, indien u op 'n plek is waar hy sê, dis ek en my Here en ons staan sterk in ons verhouding en ek is net reg, mooi so, hou so aan, maar oppas. Oppas dat die duiwel nie vir jou 'n stryk stel nie. Oppas dat jy nie val nie. Paulus sê mos, hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En baie belangrik, baie belangrik, oppas vir hoogmoed, oppas vir geestelike hoogmoed, hou jou geloof eg. Kind van die Here, ek kan nie vir u sê, terwyl ek deur hierdie goed gegaan het en voorberei het, hoe sterk die Here dit op my hart lê om te beklemtoon hoe ons teenoor mekaar moet optree nie. Onthou, elkeen van ons is die kroon van sy skepping. Hy sê vir ons in geen onduidelike terme in sy woord dat hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. So lief soos wat hy vir Ellen Bam het, so lief het hy vir 'n Gawie Nel, so lief het hy vir 'n Jaco Rousseau, en so kan hy eie naam insit. Daar's nie onderskeid wat hy tref nie. So as ek van Jaco sleg praat, het ek 'n probleem voor die Here, want ek praat met een van sy oogappels. Ek praat sleg van een van sy oogappels. Oppas wat ons sê van mense, oppas hoe ons praat van mense, oppas hoe ons met mense omgaan. In die laaste dae waar ons is, kind van die Here, weerhou jou van mense wat hulle self doenig hou met sulke goed. As die bassein gaan blaas en die wolke gaan skeer, wanneer dit ook al gaan wees, as jou verhouding met mense nie reg is nie, is jou verhouding met die Here ook nie reg nie. Kom ons sluit ons oë. Here,
terwyl elke oog gesluit is, en elke gedagte op U gefokus is, en op U gerig is dit ons gebed, o Gees van God, dat U deur elkeen van ons se denke sal spoel, dat U deur ons liggame sal beweeg, en ons gedagtes deur ons hart. Here, dat U Gees, wat die Gees is wat oor die oortuigingswerk doen, dat U Gees tot ons gees sal spreek, om ons aan te spreek, oor daar, Here, waar ons 'n verkeerde weg volg. Here, as ons net dink aan die skade wat ons aan die koninkryk rig, die skade wat ons aan U beeld rig, deur op te tree soos wat hulle in almal se tyd opgetree het, dan raak ons hartseer. En ons wil sê, ons is jammer, Here. Vergewe ons. Help ons, Here, om sterker te staan. Help ons, Here, om beter besluite te maak, beter keuses uit te oefen. Help ons, Here, om alles te doen wat U wil hê ons moet doen. Want dit is ons redelike godsdiens. Dat ons U sal lief hê en mekaar sal lief hê. Here, mag U Gees self die naprediker wees hiervan. Mag U woord op goeie grond vanmôre geval het. Mag daar goeie vrug opduik uit die saad wat vanmôre gesaai is, om Jesus ontwil. Amen.